baie uit te brand in hierdie stadium. Is julle almal magies vol? Oogies toe? Kos gaan huis toe. Right. Wat van 'n lekker hande klap? As julle nie hande klap nie, dan kan ons nie huis toe gaan nie. Ok, nou dat julle weer wakker is, kom ons begin. Kindersorg. Dominee, is nie Dominee Dinges nie? Dominee Frikkie van Wyk? Dominee Frikkie gaan vir ons as die sameroeper van die toets. Toets, 3, 4, 5, 6, daar is hy. Dankie Dominee Frikkie. Baie dankie, ek het net gedink, ek sal net eers gaan my karakter verander. Hierdie is nou, Elsie by Aldrie se bril wat sy gelos het, so, lyk ek so sy, kan ek met haar speech aangaan of nie? Sy het jy nie na bril lief vergeet. Ek sal so maak, baie dankie, daar is hy. Kyk, ek weet nie hoekom gebeur het nie, maar ek moet altyd iets doen wat my in die moeilikheid bring. Jacob, baie dankie, ek gaan probeer om dit wat ons gesê en gedoen het vanoggend baie kort saam te vat, maar julle wat die sessie bygewoon het, sal nou agtergekom, die tyd was redelik teen ons gewees en ons kon nog verskriklik baie lank daaroor gepraat het. En die goed is wat Tinus toe vir ons aan die einde kom gee, dink ek is so ongelooflik van kardinale belang vir die kerk. Daar die statistieke wat hy gegee het, nou ja goed, boonbehalwe dat die mens jou nie altyd moet blind staar teen statistieke soos wat hy ook gesê het nie, sê dit tog vir ons iets oor wat ons in die kerk moet kan doen, oor die kindersorg en oor jeugwerk. So ons het nie kans gehad om vir Tinus 'n bietjie vrae te vra nie, so, en ek het vir hom mooi gevra, hy het nou bietjie goed vanaand aan die gang, en hy môreoggend 'n begrafnis sê hy vir my, maar hy was gewillig om 'n bietjie agter te bly, sodat ons net na hom die vrae toe kan projekteer. Tinus, miskien voordat ons vra, of antwoorde van jou vrae, is daar iets wat jy, voel jy vanoggend dalk nog wou bysê, wat jy sou wou sê? Ag nee, ek het nou so gehoop jy wil. Ja. Ek dink nie ek sal iets by wil sê nie, ek dink ek sal iets net wil beklemtoon. Wie is nou hier wat nie vanoggend hier was nie, het ek net so vinnig. Sjoe. Gerard gaan vir ons net so in die agtergrond 'n paar van die statistieke wys. Kan ek 5 statistieke uitlig hou? Gerard gaan net gou vir ons dit daar kry. Terwyl ons wag daarvoor. Ek was deel van 'n navorsingsprojek, jeugnavorsingsprojek, wat uitgeloop het op 'n boek met die naam van Skokkend Positief. Die boek se naam is gekies, die titel is gekies, toe ons die oggend daar sit, ons was so 5 mense wat die navorsing gedoen het, en toe nooi ons 'n klomp jong mense uit die Hervormde Kerk, jong dominees, Hervormde Kerk, NG Kerk, en die gereformeerde kerke. En ons het gevra dat hulle saam met ons daar kom sit, en ons het die navorsingsresultate bekend gemaak. En al die jong dominees wat daar was, het gesê, wow, dit is so positief. Almal het die verskriklikste goed verwag. Jy weet, jong mense hou nie van die kerk nie, en die kerk is irrelevant. Want dit is aktiewe kerkgaande jong mense. Ons is nou besig, ons sien volgende week mekaar, ons is nou besig met die volgende fase van die jeugnavorsingsprojek, en dis om buitekerklike, of kerkvervreemde jong mense, navorsing onder hulle te doen. So, as ons kyk na die navorsingsresultate wat in die eerste fase na vore gekom het, was dit so positief dat die boekse titel, almal het daar gesê, wel die boekse titel moet skokkend positief wees, want ons is regtig geskok oor hoe positief jong mense is, oor kerk, oor familie, oor die land. Jy moet sien in die navorsingsresultate, hulle kyk so in die probleme vas, hulle sien alles in die land wat skeef is, en te midde daarvan is hulle ongelooflik positief. Vanoggend het Elsabie gepraat oor die positiviteit en die energie van jong mense. Ek dink ons het so nodig om dit te benut. Daar is die boek se buiteblad, is beskikbaar by Bible Media, en ek wil net so 1 of 2 brokkie statistiek met julle deel. Gerard, as jy net vir ons so afblaai. Ekskuus, ek staan nou so met my rug na julle toe. Jy kan maar aangaan. Daar is die persoonlike geloofslewens, hoeveel keer hulle per dag Bybel lees, 46%, minstens 1 keer 'n dag, 27%, 2 tot 5 keer 'n dag. So, daar het ons so 'n bietjie gesien,
hoe hulle geloofslewens lyk. 79% dui aan dat hulle 96% beskou hulle doop as betekenisvol. En later as hulle gevra word, hoeveel van julle se ouers praat met julle daaroor, het 'n baie lae persentasie gesê, ek dink 19% het gesê, my ouers praat met my oor die doop. Ek dink, gaan vir ons so 'n bietjie af, ek gaan nog 'n bietjie af, miskien net een op, asseblief. Daar sien julle, al die persentasie sê vir ons, jong mense is baie, baie diep spiritueel. Hulle het 'n baie, baie noue verhouding met God, in hoe hulle dit gerapporteer het. Gaan dan vir ons een af, asseblief. Daar is die wat hulle geloofstorie met hulle gedeel het, die meeste vriende, ma, pa en predikant. Goed, gaan nog vir ons 'n bietjie af. Interessant, so 98% gemiddeld is hulle positief oor spiritualiteit. Hulle bid elke dag en hulle voel dat hulle verhouding met God is die belangrikste verhouding in hulle lewe. 42% woon elke Sondag 'n erediens by. Aktiewe kerkgaande jong mense, 42% van hulle woon elke Sondag 'n erediens by. En 19% dui aan. Een uit elke 20 dui aan dat hulle minder as 2 keer met 'n maand, met alweer 1 keer 'n maand en minder eredienste bywoon. Wat sê dit vir ons van jong mense? Hulle is baie diep spiritueel, maar spiritualiteit is nie gekoppel aan kerk toe gaan elke Sondag nie. Die vraag is, hoe bedien ons jong mense? Waar kom ons by hulle lewens uit? En as ons aangaan met die statistiek, hulle sê, preke is vir ons belangrik, die kerk help ons baie, ons het die kerk nodig, gaan maar vir ons nog 'n bietjie af. Daarso is, wie die belangrikste rol in jou geloofslewe gespeel? Daar kan jy sien aan die linkerkant, ma, pa, predikant, en so gaan dit af, 20% kategeet, 10% jeugpredikant, en die meeste gemeente sê, wat gaan ons met die jeug doen? Kom ons beroep 'n jeugdominee. Goed, jeugwerker 4%, en die huidige omstandighede speel die predikant 'n groot rol, pa en ma nog steeds 'n baie, baie groot rol. Kategese speel nie 'n onbelangrike rol nie. 66% het gesê, het 'n baie groot effek in my lewe gehad. Maar waar spandeer gemeentes die heel meeste van hulle energie? By die kategese. En daai navorsing sê vir ons beter op ouers fokus. Toerusting van ouers. As ouers so 'n belangrike rol speel, net die volgende een asseblief, Gerard. Daar is die geloofsvormende gewoontes van huisgesinne. 41% hou verskeie kere per week huisgodsdiens, 65% bespreek geloofskwessies, 19% praat oor doop, 43% praat met hulle kinders oor geloof, 11% is op geen manier betrokke by geloofsgesprekke of enigiets. 1 uit elke 10 jong mense by hulle ouerhuise. 1 uit elke 10 kerkgaande jong mense wat saam met hulle ouers kerk toe gaan sê, ons praat nooit oor geloof nie. So ons het 'n enorme rol om te speel, om ouers toe te rus vir die belangrikste rol wat hulle behoort te speel. Jy kan net so vinnig vir ons afgaan, Gerard, daar by 90, daar so by gevra of die kerk 'n plek is waar sondaars veilig voel, het 60% nee gesê. 60% sê nee, sondaars is nie welkom in die kerk nie, hulle voel nie veilig daar nie. Die volgende een het hulle gesê, 90% sê, gebroke mense, die kerk help gebroke mense. Die boodskap op 'n manier by jong mense is, as jy sondig, is jy nie welkom by die kerk nie, as jy gebroke is jy fyn. Dis nie baie Jesus nie, is dit? Goed. Kom maar die volgende skyfie. Goed, ons sien jong mense worstel met seksualiteit, baie sterk, daar is 'n onderskeid gemaak tussen seksuele aktiwiteite en seksuele gemeenskap. Daar is 'n groot verskil tussen rapportering van wat hulle glo is reg en wat hulle doen. Goed, ons kom maar aangaan. Julle kan al hierdie kan julle na die tyd kyk. Jong mense, 87% aan dat die kerk sosiale media moet gebruik in hulle bediening aan jong mense. Wie van julle hier gebruik sosiale media om jong mense te bereik? Hoog op jou hande. Op 'n doelbewuste, aktiewe manier. Goed. Hier is verblydend. So, jong mense is spiritueel, maar woon nie noodwendig kerkdienste by nie. Die vraag is daar ander ruimtes, virtuele ruimtes, waar kerkwees kan gebeur? Ek dink dis nogal interessante brokkie inligting. Gaan het miskien, ja, skokkend. 11% het met dwelms geëxperimenteer, 8% het hulle self met opset beseer, 25% het al alkohol misbruik, en 94% sê is verkeerd, toch kyk 15% pornografie en 11% op hulle selfone, en 24% voel dat dwelmgebruik per geleentheid aanvaarbaar is.
Goed. Jy kan maar ook so, gaan het nog so skyfie aanwys, want depressie, die rol van depressie en al daardie tipe goed. Ek wil eers daar haal. Enige vrae wat jy wil vra oor die. As jy sê net jou naam, dan kan ons, dis Nick? Dis jong mense, 16, skies, oudso mintheid, so ek brabbel nou baie, en dis nou nie 'n baie netjiese aanbieding, maar dis 16 tot 35-jarige jong mense uit die Drie Susters kerke, wat op 'n wetenskaplike manier gekies is, dis deur 'n maatskappy gedoen, BE at UP, by die universiteit, professore wat ons gehelp het, dit was 'n ewige kanse gewyse het hulle oor die hele land. Ons wou gehad het, al die kerke moes deelneem, maar die kerke het so een na die ander uitgeval, en nie omdat ons nie lelik was met hulle nie, dit was 'n helse werk. En die ouens het langs die pad, het hulle net gesê, nee, wag, dis te veel. So, ons het 16 tot 35 jong mense, wat actieve kerkgaande jong mense is. Die tweede fase nou is om te kyk kerk vir vreemde jong mense. So, hier is die jong mense wat kerk toe gaan, gereeld. Enige ander vraag? Hoe groot was die navorsingsgroep? Dit was 297 jong mense het die 491 vrae ingevul. Ons het het uitgestuur vir, ek kan nie onthou, 3000 jong mense omtrent, en ons het 297 vraelyste teruggekry. Ja, dit was so, ek kan nie onthou die getal, maar so 15% responskoers. Ons was baie teleurgesteld, ons het gehoop ons sou 1000 jong mense kry, maar die navorsers het gesê, julle domies is dan altyd so optimisties. 15% is 'n besondere goeie responskoers. Ons sou daarvan gehou om 3000 vraelyste te hê. Ons weet nie hoe gaan ons die tweede fase doen nie, so hoe praat jy met ouens wat nie meer daar is nie? Dis die probleem, ons gaan moet baie hard dink om hulle op te spoor. Ons kan vir domies vra, hey, geef my 5 mense wat ek mee kan praat, maar dis nie wetenskaplik verantwoordbaar nie. Daar's 'n bepaalde almal, as jy nou die navorsing lees, jy kan dit nie so doen nie, so ons moet nog maniere vind. Goed. Ons gaan na die seksuele aktiwiteite toe, asseblief Gerard. Ons gaan oor seks praat. Daar is hy. Gas die bril. Dat is my vraag nie, ons het gister ook half daar aangestem, maar daai werklikheid sê wat regtig gesien, dis ons nou wat besig is. Ja, kom eens kyk. Ouers wat ingelig moet word, Ja. seks nie, Ja. met HIV Ja. Sê weer? Ja. Ja. Maar kom ons lees gou daar saam. 57% van die deelnemers dui aan dat hulle al aan seksuele aktiwiteite. So dis nie omgang gehad het nie, het gevroetel in die donker. Tong in die long, soos Elsevier dit gesê het vroeër. Deelgeneem binne 'n gevestigde verhouding. 29% het buite 'n gevestigde verhouding in die donker gevroetel. Bykans 30% van jong mense het buite 'n gevestigde, kerkgaande jong mense het buite 'n gevestigde verhouding aan seksuele aktiwiteite deelgeneem. Gemeenskap. 36% van die respondente het voorheen binne 'n gevestigde verhouding seks met hulle lewensmaat gehad, of met hulle, kom ons sê lewensmaat, en 14% het 'n one-night stand gehad. Dit, terwyl, dis nou in die vroeëre gedeelte, het ek is nie seker dit hier nie, dit is deel van die navorsing, waar die grootste persentasie gesê het, nee, dis nie reg om seks voor die huwelik te hê, of die tipe van goed te doen nie. En inderdaad, ons voorstel, gaan ek net vinnig verwys na YouTube video's wat julle nou kan gaan kyk, ek het dit aan die hand van hierdie navorsingsverslag opgeneem in die Kaap, waar ek in 5 YouTube video's die resultate deel, as gespreksantnoper by gemeentes, en dan so 3 minute lang gemiddeld, en dan vir die laaste 2-3 minute praat ek oor wat gemeentes kan doen. En wat hierdie saak betref,
is die voorstel, en julle kan dit in die boek ook sien, dat gemeentes op 'n meer genuanceerde manier met jong mense moet praat. Nie, jy mag of mag nie seks voor huwelik hê, daai tipe van wettisisme nie, maar om te praat oor waardes. Rob Bell het 'n boek byvoorbeeld met die titel Sex God, wat 'n simpel titel is, ek weet nie ook wat hy dit gedoen nie. Vir Afrikaner ouens klink dit bietjie disrespectful, maar hy het die hele metafoor tussen beast en angel. Jy weet, aan die ene kant, ons is nie diere nie, maar aan die ander kant is ons nog nie engele nie. En hoe lyk seksualiteit en die spanning tussen engel wees en dier wees? En die mooiste metafore van wat beteken dit? Wat beteken ons seksualiteit? En hy praat eintlik so mooi, hy sê, when we talk about this, it's really about that. En gaan praat met jong mense. Elsabie het baie mooi vandag in haar sessie gepraat oor, hoeveel keer, ja, jong mense het seks, maar is eintlik oor iets anders. Is om te behoort, of aanvaar te word, of om liefde te ervaar, wat het ook of om in te kan wees. Dis meer as dit, maar goed. Ek weet nie of het sin maak nie, maar ek dink, dis iets wat ons jong mense by die gemeentes, dink ek, baie meer kan help. Ek onthou 'n jong dominee sê vir my, sy het al prakties gedoen by 'n gemeente, en toe sy met die jong mense praat oor seksualiteit op 'n meer genuanceerde manier, het die dominee al kwaadlik geneem, maar een kant toe geskuif, en die volgende aand van die kinders sê, luister, julle sal nie seks hê nie. Ek weet nie hoe het gewerk het nie, maar die navorsing sê vir ons, jong mense worstel rondom hierdie saak. Dalk dink net ons, dalk worstel hulle nie, maar het lyk toch vir ons of hulle worstel om die teologiese uitgangspunt te versoen met die praktyk van die lewe. Goed. Baie dankie Tinus, ek voel dieselfde as jy, 'n mens kon jou julle voordrag nog langer uitrek, maar ek dink die belangrikste is, punt nommer 1 is, gaan kry daardie YouTube links, ons sal hulle vir julle deurstuur, want soos julle toe tereg hoor, sê Tinus, daar word ook aan die einde voorstelle gemaak oor wat gemeentes prakties kan doen, en dis wat ons soek die praktiese van wat ons kan gaan doen. Die tweede ding wat ek wil sê vanuit dit wat Tinus vir ons gesê het is, en dit haak nou aan by die bejaardesorg wat ons nou oor gaan praat, en dit is, ons moet toch net onthou asseblief, as ons praat van ouerleiding, om uiteindelik ouers te laat verstaan, dat ons die volwassenes ook by die jeugbediening betrek, dan is daar baie oumas en oupas wat kinders groot maak. En dit moet ons nooit vergeet nie. Daar's enkel ouers, daar's oumas en oupas, daar's aangenome kinders, al daardie faktore speel 'n rol. Waar iemand vir 'n kind sorg, daar moet ouerleiding wees om hierdie goedes aan te spreek. Goed, Tinus, weer eens baie dankie, en asseblief gaan kyk na daardie YouTube clips, dit is waaroor dit gaan, wat kan ons uiteindelik prakties doen. Ek wil dan net baie vinnig saamvat, ons het by Willie Strydom gehoor, dink ek een baie belangrike ding, en dit is, werk aan die gesindheid van omgee, vir kinders, in hierdie geval. Ons kan sê, werk aan die gesindheid van omgee vir gevangenes. Werk aan ons gesindheid vir omgee vir bejaardes. Ek dink, as ons nie met hierdie ADV daar gaan begin, gaan al ons praktiese voorstelle nêrens kom. Ons moet werk aan ons gesindheid. Dit was een ding wat vir my uitgestaan het by Willie. Willie het vir ons regtig ook 'n baie goeie voorstel gemaak, in terme van hoe ons die ding ook prakties kan hanteer. En een was, uit onderbeginning gesê, begin doen, stel 'n plan van aksie op, luister, maar dan het hy ook, kan julle onthou, vir ons so 'n raamwerkie gegee, wat hy gesê het, ons voorkomend moet werk, dan moet ons netwerke ons moet kyk, waarheen kan ons kinders wat ly aan verlies, trauma, dat hulle daar na iemand verwys kan word, en een instansie wat ons in die kerk het, waarna ons hierdie gevalle kan verwys, en goed, almal is nie in al die provinsies gelukkig om het te het, maar dis Rata. En nou wonder ek of julle weet wie's Rata. So ek gaan vir julle nou in hierdie sessie van my net 3 minute vir Shamaine gee, 3,5, om vir julle gou te vertel, wie is dan nou Rata? Want is een van ons bronne in die kerk, wat ons kan gebruik as verwysings. Shamaine, asseblief. Ek beloof, ek gaan nie baie van julle tyd hieroor gebruik maak nie, want ek dink die symposium, soos het hy nou geloop het, van die eerste dag af, van die trauma op die verhoog, tot waar ons geëindig het vandag met gesinsgeweld, is eintlik maar alles wat julle gesien het, is goed wat ons in ons werk doen. Nou kom ek sê gou vir julle, Rata,
is die ou ondersteuningsraad. Wie van julle ken die ondersteuningsraad? Ok, nee, ek wil net seker maak. En dan wil ek sê, ons het so 'n jaar terug besluit om ons naam te verander, Rata Maatskaplike Dienste. Rata is die Sotho woord vir om lief te hê. Dis 'n werkwoord. Want ons, is dit nie Sotho? Ok, either way. Swana, maar in elk geval, ons het dit gevoel, ons wil die naam, kom ons in 'n werkwoord ding, want dit is, ons wil uitstraal dit wat ons doen, ons wil ons liefde bewys. Ons is 'n geregistreerde welsynsorganisasie, ons is ook 'n NPC, non-profit company, en dan het ons ook registrasie as 'n Child Protection Organisation, en dis waar die fokus van ons werk lê. Ons, groot fokus is die beskerming van kinders teen enige vorm van geweld. Dit beteken, daai tannie wat die oproep kry van die juffrou, van die dokter, van die buurman, van die ouma, van die tannie, van die dominee of wie ook al, oor moontlike vermoede van verwaarlosing of mishandeling van kinders, is ons daai tannies of ooms, wat na huis toe gaan en gaan kyk of het waar is, en ons verwyder daai kinders uit hulle ouers se sorg, en dan kry ook deur 'n kinderhofproses, waar ons hierdie kinders dan nou plaas in pleegsorg, kinderhuis, of dan nou in baie ekstreme gevalle, miskien in 'n nywerheidsskool. Ons doen ook gemeenskapswerkprojekte, ons doen opheffing van gemeenskappe, ons doen groepwerksessies, ons gee aandag aan mense wat by ons uitkom rondom verhoudingsberading, ouerleiding, ons doen werkskepingsprojekte. Ons het 16 kantore nasionaal in 4 provinsies, so as julle enige inligting soek oor waar ons kantore is, kan julle na ons webblad toe gaan, by www.rata.org.za. Daar is 'n lys van ons kantore, indien julle enige iets wil weet van maatskaplike dienste wat gelewer word in julle omgewing. Daar is hy. Charmaine, baie dankie. So, enige gedurende die tyd, Rata gaan nie regtig 'n kans kry om baie meer te sê nie, maar alles wat hier gesê is, in al die sessies het met Rata te doen. So, hier is die mense van Rata, die ondersteuningsraad, of die ou ondersteuningsraad, en die maatskaplike werkers, praat gerus met hulle verder. Ek gaan haast klaar maak, en dan het ons vir Tinus RW gehad van die Jacaranda kinderhuis, en ek dink, dankie Steven, ek dink jy het dit weer gepost vir ons op Facebook, ek dink van alles wat Tinus gesê het, is die volgende vir my belangrik gewees. Kinders leer of ontwikkel, nie deur na volwassenes te luister nie, maar deur na hulle te kyk. En daarom kan ons nie meer, broeders en susters, ons kan nie meer in gemeente sê, daar's die kinders, hier's die groot mense, daar's die ou mense. Dit moet in totaliteit gebeur, veral gemeentes wat kleiner word, moet ons in totaliteit gebeur. En dan, wanneer dit kom by ouer leiding, en jy het nie regtig iemand om die kundigheid vir die te bied nie, praat met Rata se mense, maar Tessa, ek wil vir jou vra, het die NHSV nie 'n handleiding vir ouer leiding of iets, was daar nie so iets by julle gewees nie? Ken jou kind, sou dit bruikbaar wees vir so iets? Ok, ek weet of hy hier lê nie, maar as hy, is hy daar buite, goed, in die kerk, iets ontwerp wat jy dalk meer net kan begin, en so aan, die NHSV het dit vir ons dan ook daar beskikbaar. Dan die laaste, ek gaan glad nie probeer om vir Elsabie Aldridge na te maak nie, dit sal afbreek doen aan haar eie styl, maar die webadres www.elsabiealdridge.co.za, gaan kyk 'n bietjie daar sal jy haar adres kry, al haar goedjies, onder andere kan jy by haar dan hierdie boekie bestel, is jy cool of is jy common, dis typies haar taal, en dit is op die tieners gerig, en jy kan van daardie boekies dan daar by haar bestel. Wat ek van Elsabie waardeer het, en wat ek by haar gehoor het, is dat ons in ons hele bediening in die gemeente moet aanpas, nie om die tiener ter wille te wees nie, maar om hulle te akkommodeer. Tannie Frida is nou nie meer hier nie, maar ek en sy was ergens oor die paasnaweek by 'n vertroue saam gewees, en sy het vir my gesê, die dominee spreek die jong mense uit die kerk uit. En ons dominees moet maar na ons self gaan kyk daar. Ons moet die tegnologie beginne gebruik in eredienste as dit nodig kan wees. En ek wil nou nie 'n nuwe debat uitlok, maar as ons na Elsabie geluister het, moet ons tieners se koppe ken,
dan gaan ons hulle nie uit die kerk uitpreek, die gaan ons hulle behou. En ek dink dis wat LCB probeer oordra. Sy het eintlik vir ons vanuit haar hart gesê, dis hoe 'n tiener lyk, en as jy hulle wil behou, moet jy daarby uiteindelik ook mee rekening hou. Vriende, baie dankie. Ek gaan afsluit met 'n paar opmerkings wat ek so deur die tyd vir myself gemaak het. Ag, julle ken die ou storie van die seentjie wat vir die dominee gevra het. Dominee, hy verstaan nie mooi wat in die Bybel staan nie, want daar staan die kinders van Israel was in Egipte gewees, en die kinders van Israel is daar uitgelei, en die kinders van Israel was in die woestyn vir 40 jaar, en toe die kinders van Israel in hulle nuwe land ingetrek, en so, hy sê, ja, maar Boetie, nou, wat is jou probleem daarmee? Hy sê, nou, maar wat het die groot mense dan gedoen? En ek dink dit sê op 'n ernstige noot vir ons, wat doen ons met ons jong mense? My oudste dogter Zelmarie, sy is nou ook getroud verlede Desember, was 4 jaar oud, toe ry ons daar by die plek waar Fanny Willers afgespring het, van Stadensrivierbrug, maar hy het daarom dit met 'n tou gedoen. Maar nou staan daar's telefoonhokkies en daar's wat? Nee, hy was nie om die nek nie, vaar die daarom nie. Nou praat ons so terwyl ons so oor die brug lê, en ek en my vrou sê ook vir mekaar, ons het al gelees van baie ons wat hier kom selfmoord pleeg. Nou sit sy in haar stoeltjie hier agter. Toe ons so 'n paar kilometer weg is, toe sê sy, Papa, hoekom pleeg die mense selfmoord? Ek tog, ja, okay. En voor ek daarom kon antwoord, toe sê sy, hulle kry seker te swaar in die lewe. Sy is vandag 'n arbeidsterapeut, en sy sien bitter swaar van mense raak. Sy is nou in Sawie, sy sê die meeste goed wat sy mee doen is om handtherapie te gee, want daardie ouens het iets verloor. Klim op die bome en saag af en dan verloor. Maar is vir haar 'n passie. En ek het met haar gesels en sê, pa, daai dag, soos jy, vergeet ek dit nie. Want ek het net 'n behoefte gehad, ek wil mense help, want hulle lewe moenie swaar wees nie. Vrede Sondag het ek die graad 1 les aangebied in die Katechese handboek, en die les gaan oor die dominee. Dit is daar net 3 graad 1-tjies. En nou praat ek vir hulle, en ek trek my toga aan, en ek hang het vir hulle om, en ek wys hulle op die preekstoel, en ek sê, maar weet julle wat, na al hierdie is ek 'n gewone mens. Julle hoef nooit bang te wees vir my nie. Sien jy, papa, ek het jou gesê. Toe sê sy vir haar pa, want haar pa sê vir jy moet stil sit, die dominee gaan vir jou nou gryp. Asseblief, kom ons gaan leer ons ouers om dit nie te doen nie. Hulle moet nie bang wees vir die dominee nie. Ons as dominees moet voorloop om ons kinders daar te kry. Ek dink ons het een uitspraak uit die verlede vandag hopelik by die deur uitgegooi. Kinders word gesien en nie gehoor nie. Dat ons ewig en altyd daarvan ontslae raak. En my laaste opmerking vanaand waarmee ek wil afsluit is, dit het vir my baie beteken toe ek die eerste keer gehoor het. Ek weet nie of wie van julle onthou vir Theo Moller nie. Hy was, baie jare gelede was hy die jeugraad voorsitter, raad vir jeugwerk. Kyk, behalwe dat Theo van het ons hier in Pretoria op die bussies geklim het, nou gaan ons Oos-Transvaal toe vir 'n kamp. Al die jeugwerkers, jeugleiers, rings jeugvoorsitters. Waarom ons daar begin het, tot ons daar gestop het en weer terug het, het hy die een grap na die ander vertel en hy het nooit een herhaal nie. Maar die een belangrike ding wat ek by Theo geleer het, hy het gesê, jeugwerk doen jy met die een oor by die mond van die kind en die ander oor by die mond van God. Kom ons gaan na ons gemeentes toe terug, kom ons gaan maak ons jeug weerbaar. En in die geloof, in hulle spiritualiteit wat hulle het, kom ons ondersteun hulle daar. Baie, baie dankie. Okay, ekskuus, Dominee Jaco, kan ek net vir Shamay nog 2 minute gee oor 'n saak wat bietjie verband hou, maar wat baie belangrik is, asseblief? Ja, dit is nou 'n minder aangename gedeelte wat ek moet hanteer. Ons het so rukkie terug die nuwe kinderwet ingekom. En ek weet, daar is baie onsekerheid, daar sal sulke rumors in die kerk oor registrasie van predikante en mense wat met kinders werk by 'n kinderbeskermingsregister wat gehou word.
So, ek dink wat ek graag vir nou gaan wil doen is, ons deel vir julle graag inligtingstuk daaroor uit. So alles wat ek vanaand vir julle sê, is daarop neergepen. So as julle vra oor hierdie goed het, kan julle meer as welkom ons te kontak. Ek gaan probeer om dit so kort as moontlik, maar ook so prakties of maklik as moontlik vir julle te verduidelik. Die kinderbeskermingswet vereis dat persone wat werk met kinders in hulle hoedanigheid by 'n register hulle name opgee en aangeteken word, dit beteken jou naam word getoets. Die rede vir die register is dat hulle wil kyk of daar enige oortredings teenoor hierdie mense is, rondom enige vorm van oortreding of geweld teen kinders, of 'n kriminele rekord. Goed, daar's 2 vorms, en ek dink dis vir my die belangrike klemverskywing wat julle dalk net nou gou moet hoor. Vorm 29 moet voltooi word deur 'n persoon wat werk met kinders, maar wat in diens geneem word wanneer hy in sy omgang of haar omgaan met kinders werk. Met ander woorde, jy kry 'n salaris, dis soos ander woorde, ons as maatskaplike werkers is wetlik verplig om almal teen 'n Child Protection Register, wat, skus. Charmaine, ek wil net gou sien hier soos 'n bietjie beroeringe onder die mense. Dit is 'n ontsettend belangrike punt hierdie, want dit gaan daaroor dat as daar seksuele molestering aanklagte kom, ek sê nie eers werklik is nie, teen iemand in jou gemeente wat met kinders werk en dit het gebeur, dan is die gemeente aanspreeklik as jy nie doen wat Charmaine nou sê nie. So dit is ontsettend belangrik dat jy luister. Okay, so wat dit op die ou end beteken en wat is die praktiese implikasie daarvan? Dit beteken dat dominees, want ons het nou gesê, mense wat in 'n beroep staan, waar jy omgaan met kinders op watter vlak ook al. Die onderwysers het hulle eie register, maar ons praat nou hier by die kerk. Okay, so ons kom nou terug na, kyk, dit gaan nog gebeur, Almen, hoor, maar die departement het hulle eie register, okay. Ons praat nou van die Child Protection Register, waar ons as 'n welsynsorganisasie 'n verantwoordelikheid ook teenoor die kerk het, nê. So wat nou moet gebeur is, dat dit beteken, dominees is in diens van hulle gemeente, hulle kry 'n traktement, hulle word betaal, en in hulle hoedanigheid as dominees, gaan hulle om met kinders. Maak nie saak op watter vlak nie, jy is betrokke by jeugkamp dalk, tieners kom sien jou oor probleme, maak nie saak nie, dominees is wetlik verplig, om by die CPR, kinderbeskermingsregister, dit staan vir die Child Protection Register, te gaan registreer. Ek gaan nou vir julle net verduidelik, dis 'n baie eenvoudige proses en ek gaan gou dit vir julle sê, maar ek weet nie julle die verskil verduidelik. Okay. Dit gaan beteken dat, help my nou reg Gerard hierso, dat die kerkraad wat verantwoordelik is vir die aanstelling of beroep van 'n dominee na gemeente, die werkgewer moet daai registrasie namens die dominee doen. Okay, dit is belangrik om dit te onthou, maar julle gaan verantwoordelik wees vir die dokumente wat daarmee saamgaan. Dan praat, ja? Dit is vir die predikant en enige ander betaalde amptenaar. Betaalde amptenaar, dis reg. Op 'n manier met kinders werk. Sou dit 'n sekretariële beampte wees wat ek ja. is, sou die kerkraad dit ook vir daardie persoon moet doen. As hulle betaalde amptenare is, moet die werkgewer dit namens die werknemer doen, deur die vorm 29, ons het vir julle voorbeeld gegee, te voltooi. Saam met daai vorm moet 'n beëdigde verklaring, nie beëdigde verklaring nie, 'n ID, dis 'n gesertifiseerde afskrif van julle ID, ingedien word saam met daai vorm. Belangrik, die sertifisering van die ID kan nie deur 'n mede-dominee gedoen word nie, dit moet gedoen word deur SAPS, of 'n prokureur wat nie 'n familieverband met jou het nie. Goed, dit is belangrik. Dan is daar 'n ander registrasie wat ek dink amper moeiliker gaan wees om te beheer, maar wat net so crucial is, en dit is vir daai mense wat vrywilliglik binne gemeenteverband by kinders betrokke is. Van wie praat ek? Die kategete. Ek praat van daai jeugleier, ek praat van daai busdrywer van die bussie wat kinders heen en weer ry. Ek praat van die ou wat musiek maak in die aande vir kinders by 'n jeugaksie, mense wat kampe bywoon ensovoorts. Dis al daai vrywilligers. Vir hulle moet die vorm 30 voltooi word, maar dit is op hulle om daai vorm self te registreer. Daar's nie 'n werkgewer wat dit namens hulle doen nie.
Maar ek dink wat belangrik is dat die kerk nog steeds moet aanvaar, dat indien iemand betrokke is by hierdie aktiwiteite, moet toesien dat elke vrywilliger wat met kinders werk op watter hoedanigheid ook die registrasie doen, en hy werk op presies dieselfde wyse as wat die registrasie is vir predikante. Die vorm 30 word hierdie individu voltooi, en die gesertifiseerde afskrif van die ID saam moet ingedien word vir die register. Dis nou so vinnig, om vir julle te sê wat dit op die einde beteken. Ek wil net dit beklemtoon, dit kan gebeur dat individue vir julle gaan sê, maar ek is nie lus vir hierdie sleep nie, want dit klink groot, dit klink onaangenaam, dit klink sleg. Wat dit beteken, dis 'n 1 bladsy vorm wat jy voltooi, aangehegge ID en pos dit na dit word gepos na waar jy moet gaan. Ons gaan later en ons gaan nou praat oor hoe ons as Rata julle dalk daarmee kan help. Ek weet, baie mense gaan voel en daar gaan teenkant kom oor, maar hoekom? Ek sien die kinders wat onthou net, en ongelukkig werk ons met 'n wet, en die van julle wat weet hoe 'n wet werk, of jy nou daarmee saamstem of nie, 'n wet moet uitgevoer word. Maak nie saak hoe ons as individue daaroor voel nie, ons kan dit net vir julle probeer makliker maak. Die implikasie kon wees, sê nou maar net iemand, julle gaan op 'n kamp en daar is 'n ongeluk, het was nie eers dat 'n kind geabuse is nie, en een kind kom in 'n ongeluk in die bussie op pad, wat ook al, en dan sê hulle maar dat drywer, is daai drywer ooit by die kinderregister geregistreer, en as die kerk gaan sê nee, dan gaan die mense nie daai individu verantwoordelik hou nie, hulle gaan sê, kyk, is al weer die kerk, en die kerk gaan moet pa staan daarvoor. Wat ek net hier probeer sê is, die kerk gaan moet verstaan, dat hulle mede-verantwoordelikheid gaan moet neem, om toe te sien, dat hierdie goed wel gedoen word. Hulle is so streng op hierdie stadium, dat as hulle by ons kom inspeksie doen, die eerste ding wat hulle ons vra is, bring vir my ons hele register, om te kyk of julle almal geregistreer is, by die Child Protection Register. Nou dit gaan verder uitkring, dit gaan nog gebeur met dokters, dit gaan gebeur met hospitale, dit gaan gebeur met pleegsters, dit gaan gebeur met onderwysers, maar hulle het hulle eie aparte register. Ons het 2 registers, dit is die Child Protection Register en die Sexual Offences Act Register. Die ander ding wat baie belangrik is, en dit wil ek vir julle doen, en dit is ook net om julle te beskerm, ongelukkig werk ons met 'n sisteem, wat 'n backlog het van maande der maande as hierdie goed ingedien word, so daar gaan geen bewyse wees, dat julle sê nou maar aansoek gedoen het om julle naam teen die register te plaas nie. Aangeheg is daar 'n beëdigde verklaring wat julle kan gaan aflê, wat julle by julle op file hou. Indien iets gebeur, en julle het nog nie bewys dat julle geregistreer is nie, of dat die personele, die dominee kan byvoorbeeld sê, ja, ek het vir hom of so en so gevra, ek weet ons het gedoen wat ons binne ons vermoë kan, hier is die bewys, die persoon het probeer om te registreer, ons wag nog vir terugvoer vir die registrasie van die Child Protection Register, maar dit kan tot 6 maande duur minimum. Dit is ongelukkig die realiteit waarmee ons sit. Dis in 'n baie kort nutshell. Ek wil vir julle vra, en ons kan net so min of meer kyk wat die belangstelling sou wees. Sê nou byvoorbeeld ons by Rata sê, ons is bereid om hierdie proses vir julle te vergemaklik. Wie van julle sou dalk belangstel dat ons dit vir julle help mee? Ok, wat ek daarmee wil sê is, gee ons net 'n kans, ons moet net 'n sekere paar goed uitsorteer rondom hierdie goed, oor die administrasie, want ons ken al die proses, ons weet waar dit moet gebeur, en so aan, dan sal ons terugkom met inligting na julle toe, oor hoe, waar en wat 'n rol ons daar vir julle kan speel, om julle daarmee te help, om die pyne, of die frustrasie, of die wat ook al, vir julle meer makliker te maak. Gerrit, ek weet nie of ek nog enigiets uitgelaat het, wat jy dalk voel jy wil bysit nie, ek kan nou vra, ekskuus Hannelie, jy wil iets gevra het, nee. Gaan ons nou geleentheid gee vir vra, of kan ons? Ok, kom ons gee gou 'n paar geleentheid vir vra. Ek wil net sê, indien julle verdere vrae het, kan julle my ook skakel by hoofkantoor of vir Suzaan. Ek sal nou my nommer vir julle beskikbaar stel, maar ek dink ons kan gou 'n paar vrae antwoord. Hannelie. Ok, Hannelie vra belangrik, die kostes verbonde aan registrasie by die departement is niks nie, in terme as julle dit self gaan doen nie. Ek dink as ons op die ouende by punt sal kom, en ons vra, en julle vra dat ons dit namens julle doen, sal ons sekere fooi vra, ek dink Gerrit, ons het gepraat van 'n minimum fooi van R50.
Maar dat ons vir julle in die tou gaan staan, ons gee die vorms vir julle in, ons gaan haal dit en ons gee dit vir julle op die ou ende terug. Ons moet nog die nitty-gritty rondom dit uitsorteer. As julle dit self doen en julle kan, dan die departement of die registrasie verbonde daaraan is gratis. Daar is nie koste daaraan verbonde nie. En rondom Handelie se tweede vraag of daar 'n tydperk gekoppel as aan die lengte van my registrasie. Op hierdie stadium sê die wet hulle sê nie geen nie, daar is nie 'n aanduiding van hoe lank hierdie proses moet wees in terme van moet ek 1 keer 'n jaar, 1 keer 2 jaar, elke 6 maande of wat ook al registreer nie. Maar ons weet op hierdie stadium is daar 'n proses van hersiening oor die wet en ons weet daar gaan 'n punt kom dat hulle dit aan 'n tydperk gaan koppel. So in die interim reëling sal ek aanbeveel dat julle dit, as julle niks hoor nie of wat ook al, sê nou maar 1 keer elke 2 jaar dit hernie. Die realiteit is, iemand kan nou teen 'n register gaan toets en hy is onskuldig, maar na 'n jaar word hy dalk aangekla van mishandeling, maar sy vorige rekord op register is nog onskuldig. So dit is maar die rede hoekom dit maar beter sal wees om sê nou maar op hierdie stadium, tensy die wet terugkom en sê 1 keer in 3 jaar of wat ook al, ons het nog nie daai feedback gekry nie. Ek wil net seker maak, ek is deur hierdie proses in die Wes-Kaap. En die hele komitee en al die vrywilligers, die personeel, ons moes afsprake maak by die polisiestasie, daar's vingerafdrukke wat geneem word, en dan aan die einde dan gee hulle vir jou koevert, en ons moes self die goed na Pretoria pos, maar daar was 'n koste aan verbonde. Daar's 2 registers, en ek weet wat die een sy van praat. Nee, die register wat sy van praat is die Sexual Offences Act Register, waar jy vingerafdrukke, die polisie vra R79 op hierdie stadium daarvoor. Dis nie waarvan ek nou hier praat nie, hoor. Daar's vir my verskil, dis belangrik daai wat sy sê. Die sexual offences is 'n aparte register. Dit is om te kyk of daar enige seksuele oortredings begaan het. Ons gebruik dit op hierdie stadium vir ons pleegouers en ons aanneemouers en van ons plasings doen. Ok, ek dink waarvan Kathleen praat, ons beweeg nog daarheen, maar waarvan ons vanaand spesifiek praat ons van die kinderbeskermingsregister, hoor. Dit is iets heeltemal anderster as hulle praat nog, is dit Suzanne gesê het, hulle praat nog nie met mekaar nie, so jou naam kan op die een register noodwendig wees, maar nie op die ander ene nie. Die een waarvan ons vanaand praat, is die kinderbeskermingsregister, nie die Child Protection Register nie, hoor. As dit sou gebeur, dan kan ons daai inligting eventueel vir julle deurgee. Maar wat ons van praat nou is kosteloos, hoor. Dit is regtig net daai vorm en aangeheg gesertifiseerde afskrif van 'n ID copy. Ja. Ja, kind, volgens die kinderwet is alle kinders tot en met die ouderdom van 18 jaar beskou as 'n kind. Ek was nie maandag by daai gesprek gewees nie. Gerard, jy was daar gewees. Ek wil net seker maak, ons het nie daaroor gepraat nie, maar ek neem aan vanuit die ADV uit, sal daar 'n skrywe in die kerk uitgaan, om alle predikante en alle gemeentes hieroor in te lig. Die skrywe sal uitgaan, ons gaan net wag vir Rata om te kyk, hoe kan hulle dit maak om gemeentes te help, want wat nou die proses behoort te wees, as ek dit eenvoudig kan sê, die saak oor die bespreking by die kerkraadsvergadering, wat in die notiele opgeneem moet word op hierdie papier gesê, die kerkraad moet so 'n besluit neem. Dit kan dadelik gedoen word by die eersvolgende vergadering. Dan moet daar vir die mense die vorms ingevul word. Hulle moet na die polisiestasie toe gaan met 'n ID afskrif en om laat sertifiseer en dan sommer die affidavit, die beëdigde verklaring. Dan by die polisie laat beëdig. Doen dit sommer 1 keer terwyl jy daar is. Ja. Dan moet die vorms saam met die ID-dokumente, die verklarings bly by die gemeente, maar die vorms en die ID-afskrifte moet dan by die departement, Charmaine sal nou sê watter departement ingehandig word. En dan moet dit, wanneer dit klaar is, moet dit weer afgehaal word by die departement. En dit is met daai proses van die inhandiging en om het weer te gaan haal by die departement. Ja. Dat sy my net wat Rata sal kyk of hulle daarmee kan help. Dis, nee, ek verstaan dit, maar my vraag is net, al die gemeentes sal moet kennis kry daarvan, en dit sal ons vanuit die ADV kantoor uit dan doen, om dit vanuit die ADV doen, sodra ons kan sê in dieselfde skrywe hoe Rata kan help.
Ek wil net terugkom na wat Kathleen gesê het, en ek dink het sal dalk goed wees as julle dit saam kan doen. Want ek persoonlik, en dit is nou meer my ding uit, wat ek dink as ek julle 'n aanbeveling kan maak, indien julle daai verklaring kan gaan doen, oor die wet op seksuele misdrywe waar jy vingerafdrukke gaan doen, terwyl jy sommer, ek wil amper sê, doen dit, sommer dan is dit klaar, want dit gaan op 'n stadium op julle afkom. Dan kan jy net sowel nou en kry dit verby. So as jy jou ID gaan sertifiseer, gaan doen maar jou vingerafdrukke en vra vir 'n polisieklaring. As jy daai woord polisieklaring gebruik, gaan hulle presies weet, en daarvoor gaan jy, dink ek, R79 betaal. Maar daai vorm word nie ingedien nie, jy hou hom by julle op rekord dat jy dit wel gedoen het. Doen dit sommer terwyl jy julle ID gaan sertifiseer, dan is dit klaar. As ek 'n voorstel kan maak daaroor. Weet jy, wil nou lank hulle vraagie vra, ekskuus. Ek wil net vraag, soos ons byvoorbeeld wat nou nie op die oomblik heilige predikant het nie, ons maak nou gebruik van aflospredikante, jy weet, dus elke week is dit iemand anders. So met al daardie predikante dan, dit dan doen. Okay. Ek wil sê met maklik te maak, al die dominees moet. Maak nie saak of hulle in die gemeente staan of nie, dan is jy hoekom nie? Sit jou naam so lank op die register, al is jy nie nou by 'n gemeente nie, en wanneer jy sê nou maar beroep word na 'n gemeente, dan kan jy maar net vir hulle wys ek het klaar getoets teen die register. So as ek 'n aanbeveling kan maak, voel ek alle dominees, maak nie saak of hulle by gemeente staan of nie, om hulle naam teen die register te laat toets. Ja. Ek stem 100% saam. Ek dink hoe gouer die proses aan die gang kan kom, hoe beter. Ek nog hande, ekskuus, Ek wil net vra, en dit is iets, baie van ons is betrokke by kinders in die gemeente, maar ek is bijvoorbeeld ook betrokke by die voortrekkers, waar ek met graad 4's en 5's werk. So, dis een vorm, maar ek moet dan net 'n afskrif hou vir hulle register. Jou naam gaan een keer daar verskyn, en maak nie saak by hoeveel plekke jy dan betrokke is nie. Jou naam op die register is jou naam op die register, hoor. So, dit gaan nie nodig hê dat jy elke keer vir elke plek waar jy verskillende plekke het, maak ek sin, dat jy sê nou maar vir elke ding moet aansoek doen. Jy doen een keer aansoek, as jy naam op die register is, dan is jy klaar getoetst in die register. Ja, beslis. Ongelukkig, en ek weet dit klink nou slep, maar weet julle wat, dit is veiliger. Weet jy wat gaan gebeur? Ekskuus om jou vraag te antwoord. Ekskuus, wat is jou naam? Ja. Kom ek sê, hoekom ek het sê? Sê nou julle gaan fliek een aand. Net in daai een aand gebeur daar iets. En hulle vra vir jou, is hierdie kinders ooit getoets in die register, en julle sê nee, dan wil ek vir julle sê, is daar baie groot moeilikheid. So, doen dit. Ek sal aanbeveel, doen dit. En as jy onseker is, doen dit in elk geval vir in case. Dit klink vreeslik om te sê, maar as ek begin twyfel, dit maak nie saak as jy niks het om weg te steek nie, doen dit en kry dit verby. Ek gaan vaarneem, meneer Peer sal ons dit nou doen, maar ons is in die buiteland, Botswana, ons gaan opwees Botswana citizens wees, maar daar gaan Suid-Afrikaanse citizens ook wees, wat doen ons? Bedoel jy, as julle is in Botswana? Nee, dit is het Afrikaanse wet, hoor, so nee, dit val nie daar. Jy gaan net wagen nie om toets, jy kan nie jou Botswana adres opzet by hierdie kant nie, hulle gaan hem in elk geval nie hanteer nie. Waar is hy by julle? Ja, maar hy gaan dit hier moet kom doen, ja. En hy gaan een Suid-Afrikaanse adres moet opzet, en dan gaan hulle dit nie hanteer nie.
Ja, kom ek gee net vir julle, ek is nou nie baie met al die goed nie, wat ek op die ou en sien nou iemand se naam word in die register verkeerdelik getoets, kan daai persoon via 'n sekere aansoek, 'n appel aanteken en vra dat sy naam verwyder word, maar ons is nie daarbij betrokke nie. Dit ongelukkig sit ons baie keer in die posisie wat ons het beleef, dat ons na die tyd, wanneer daar probleme is, na die tyd agtergekom het, maar eintlik was hierdie persoon al aangekla in sy verlede teens seksuele misdrywe teen 'n kind, en hierdie kind is nou 'n huisouer by 'n kinderhuis. Dit is ongelukkige wet, waar ons nie verby gaan kom nie. Advokaat Barbie. Ek wil net noem, my vrou se oom is betrokke by Padisa in die Weskaap. Dit is so 'n samesmelting van die NG Kerk se maatskaplike dienste en die Weskaap se maatskaplike dienste. En hulle het 'n geval gehad waar hulle nie hulle due diligence gedoen het met een van die voorsitters by hulle kinderhuise nie. En toe word die hele, verskoon my Engels, Board of Directors verantwoordelik gehou, omdat die voorsitter by daai kinderhuis geregistreer was as 'n pedofiel, en hulle het nie hulle huiswerk gedoen nie, en daai Board of Directors het almal 'n paar aande in die tronk geslaap. En hulle het massiewe boetes betaal. So as dit gebeur, as jy iemand in jou gemeente het, jy dink dit is die naaste ou, maar en so iets gebeur, jy as kerkraad of as predikant gaan verantwoordelik gehou word. En ek dink nie ons kan dit bekostig om of daai boete te betaal of om in die tronk te slaap. Hoe dit eintlik veronderstel is om te werk, maar ons werk nou agteruit, nee, ongelukkig. Hoe dit veronderstel is om te werk, voordat 'n dominee beroep word na 'n gemeente toe, moet die kerkraad eers sy naam by die register toets, om te kyk of daar nie oortreding is nie, voordat hulle daai dominee sê nou maar beroep. Nou sê ek nie dominees is allemaal skuldig nie, ek praat van hoe die register veronderstel is om te werk. Selfe geld vir ons by Rata. Voordat ons 'n maatskaplike werker aanstel, is ons eers veronderstel om te gaan kyk of daar enige rekord is en dit terug te kry, maar omdat ons 6 maande wag vir terugvoer, is dit nie realisties uitvoerbaar nie. So beskerm net jouself, wat Fanny sê is baie waar. Ek verstaan hierdie, klink nie lekker nie, toe ons het die eerste keer moes doen, het ons ook gedink, ag nee, rarig nou, maar dis eintlik makliker as wat ons dink, as jy net eers in die proses in het doen, beskerm jouself ook, dis vir my baie belang, beskerm jouself ook, as individu, dit is maar beter om later te kan sê, maar ek het ten minste my deel gedoen, as wat jy sê, pleks ek maar net daai tyd afgestaan het. Nog enige iemand met vraag? Dis die adres, en mag ons dit nou die adres toe pos ook. En dan wil ek weet, is dit net vir ons hervormde kerk, of iemand anders toe ook? Dis vir almal, ons gaan kyk het ons hierdie na, want ek weet daar nie al die kerke het hulle eie maatskaplike werk om hulle die te begelei nie, so ons het al gepraat by ons gesprek, dat ons kan kyk dat ons dit verder kan kommunikeer. So, dit is nie net kerkmense nie, hoor, dit is alle mense wat met kinders werk. En dit gaan nog weier raak, soos ek praat van onderwysers en so. Ek wil net by sê dat elke keer voordat ons by die gevangenis ingaan, moet ek so 2 weke voor die tyd, elke liewe mens wat deur daai gevangenishek gaan, sy ID's, nommers inhandig, volledige name, alles, en sonder dat die vrouens dit weet, word hulle deursoek, of hulle word dan gesoek, gesearch op die, om te kyk of daar enige misdryf is, want jy kan nie iemand inneem wat 'n kriminele rekord het van enige aard nie. So dit is verskriklik belangrik, en ek dink ons moet net besef, dat jy beskerm jouself. Dit gaan eintlik nie oor die kind of wat ook al nie, dit gaan oor jouself, dat die moment as daar 'n probleem kom, kan jy omdraai en sê, maar weet jy wat, hier is my rekord. My rekord is skoon, met ander woorde, ek is nie in hierdie ding betrokke nie. En dit is van belang. Nou was daar by ons in Bethel se gevangenis verskriklik baie selfone wat ingekom het, daar was 'n klomp gesmokkery. Weet jy, daar's niks van die goed wat my geraak het, of die vrouens wat saam met my werk nie die goed wat ons invat nie. Wat is die rede daarvoor? Dood eenvoudig, ons kan 'n skoon rekord wys, en daaroor vertrou hulle ons. Dankie Mariam, wat sy sê is baie waar. So, net om gou saam te vat.
so gou as moontlik, ons gaan nie goed kommunikeer waar jy dit ook al moet via die ADV, na soveel as moontlik mense binne die kerk, dat almal dit kan kry, dis punt 1. Punt 2, kry dit by julle kerkraad, dat hulle besluit kan neem, in 'n vergadering, en dit amptelik maak, kry daai dominee, alle dominees getoets, ek bedoel getoets is verkeerde woord, geregistreer by die Child Protection Register, maar my aanbeveling sal wees is, as jy jou ID gaan sertifiseer, doen sommer die wet op seksuele misdrywe vingerafdrukke ook, en kry dit klaar. Dit is hoeveel minute vat dit? 10 minute? Marianne, 10 minute om jou vingerafdrukke te neem, jy hou dit by jou as bewys. En dan wil ek vir julle my nommer gee, die wat dit nie het nie, ek gaan vir julle, julle kan my skakel, of vir my e-pos, as julle vrae hieroor het, intussen, ons gaan hierdie goed verder kommunikeer, my kantoornommer is 012, is dit daarop? Okay. Is my e-pos ook op? Ek kan nie onthou nie. Okay, goed. Julle kan vir Suzanne, is haar naam daarop, is kan julle haar ook kontak. As julle vrae hieroor het, ongelukkig kan ons nie die hele verantwoordelikheid namens julle, die verantwoordelikheid om het gedoen te kry, kan ons nie meer help nie. Dit is ongelukkig die kerkraad en die dominee en die mense en die vrywilligers se eie verantwoordelikheid om hierdie so gou as moontlik gedoen te kry. Het ek enigiets gemis, Gerard? Ek dink dis die belangrikste. Hopelik gaan dit alles onnodig wees dat ons dit ooit gedoen het, want ons het nooit moeilikheid in enige van ons gemeentes nie. Hopelik is dit wat gebeur. Ek dink net ons moet bietjie vir Rata dankie sê wat hierdie inligting bekom het en gedink het dat die kerk in 'n potensiële probleem sit en hierdie inligting wat ons gedeel het, gereël het om regsadvies te kry sodat ons nie klop nonsens vir julle vertel vanaand nie. Baie dankie daarvoor, Shamai. Ek wil maar net aansluit by Gerard, ons was onseker oor dominees. Eerlikewaar om te sê, wanneer is dit wanneer en wanneer is 30 en waarom is die vorm daar? Ons het 'n prokureur ingekry wat vir ons hiermee regshulp, wat ons dit deurtrap het. Hoor, so hierdie is nogal 'n baie navolgvorste stukkie inligting wat ons deurgegee het nou. Wil nou jy iets gevra het? Ja, ek wil net sê die adres van die departement van sosiale word net geverifieer word, want dit is privaat van iets. Hy is verkeerd getik dan. Ek sal as die goed vir julle deurgee, hoor. Dit is departement, dit is ongelukkig, het kan net in Pretoria gedoen word, so tussen ons, hoor. Dit kan nie in enige provinsie nie. Dit is by nasionale departement in Pretoria. As ons die goed kommunikeer na die kerke toe van ja, sal ons vir julle al die inligting pertinent daar deurgee. Dan kan julle dit sommer onthou net julle, en ek dink dit is iets wat ons in gedagte moet hou. Net omdat jy iets gepos het, beteken dit nie in ons land, hy gaan noodwendig uitkom waar hy moet uitkom nie, hoor. Hou dit maar net in gedagte. Dis nie 'n garantie dat jy gaan terugvoer kry op hierdie stadium nie. Skus. Die vorm wat ingedien word, die voorblad, die vorm 29 of vorm 30 moet oorspronklik wees. Die gesertifiseerde ID is nie nodig, solank hy net gesertifiseer is. Ongelukkig, maar ek dink, dit is iets wat die mens kon manage, want ons almal het koeriers Pretoria toe en terug, wat die mens op 'n manier sou moet kon probeer bestuur. Maar ek dink, dit is 'n diens wat ons miskien op 'n stadium vir julle mee kan help, as ons by daai punt kom dat ons daaroor kon praat. Shamaine, ek dink wat sy vra oor die oorspronklike vorm, jy kan van hierdie vorm wat hy hier in hierdie pakkie is, afskrifte maak. Ja. Hy moet net oorspronklik ingevul. Hy moet oorspronklik ingevul wees, maar daai vorm is voldoende om te gebruik. Swart pen, ja, skus, dankie Marianne. Swart pen asseblief, hoor. En netjies. Hulle lees nie baie goed nie. ja, Mac. Okay. Nog enige iets of enige opmerking of vraag wat iemand dalk? Skus, ja? Kom ons luister net asseblief julle. Ons moet 'n punt daarvan maak om dan seker te maak ons huisouers by DPS huise gaan ook deur die proses. Goed, dankie Andries. Kom ons vat saam. Is daar enige vraag? Hierdie gaan die laaste vraag wees. So maak dit 'n belangrike vraag. Dis die Andries buite orde. Steven. Dankie Shamaine. Baie dankie. Dankie vir julle moeite. Ook vir Rata maatskaplike dienste. Kom ons gee hulle 'n hande klap. Goed, as daar enige vrae is oor hierdie hele aangeleentheid, het julle nou by Shamaine gehoor dat julle met groot vrymoedigheid
by die kantoor van Rata kan kontak maak.